Hallo mense, dis weer ek hierso. Ek gaan 'n nuwe reeksie aanpak. Dit gaan 'n redelike groot hoeveelheid werk van my verg. Ek hoop ek kan volhard en hom klaarmaak. Ek glo ek sal met die hulp van bo. Nou hier's die idee wat ek het. En dit is nie, mense asseblief, julle moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is nie 'n dominee nie, ek is nie 'n pastoor nie, ek is nie 'n predikant nie, ek is nie 'n wat ook al jy nou alles kry nie. Ek is maar 'n gewone ou wat hier op my grond sit en maar liefde het vir die Vader en ek kan elke dag in my lewe sy seëninge sien op ons neerdal. So, hier is wat ek gaan doen. Ek gaan die Bybel lees van vooraf. Maar wat ek wil hê julle moet doen, en al is dit slegs vir die volgende redes. Ek gaan so hier en daar, soos wat ek lees, gaan ek sê, okay mense, merk asseblief daai versie, en as jy nou daai versie gemerk het, dan gaan ons later, soos wat ons aangaan deur, soos wat ons die Bybel lees, wil ek hê ons gaan terugwys en dan nou waar daai versie verduidelik word later in die Bybel, as dit sin maak wat ek sê. Dis my belangrik, ek is nie, weer 'n keer soos wat ek sê, ek is nie 'n predikant of enige so iets nie. Ek is maar net 'n gewone ou wat die Bybel lees en baie tyd spandeer in die boek. Maar ek wil tog hê, al wil jy my verkeerd bewys, die idee is laat die mense net weer hulle Bybels afhaal van die boekrak af, leer om die boek te lees van die begin af tot aan die einde, nie ergens in die middel of 'n spesifieke versie te vat en jou lewe volgens dit hanteer nie. Ek wil hê die mense moet verstaan of die mense moet saam met my deur hierdie proses werk. En soos wat ek sê, ek ken nie alles nie, ek gaan heel waarskynlik 'n paar eie goed weer wys word. Ek het nou al die Bybel so 'n paar keer deurgelees. Maar ek is definitief nie iemand wat alles verstaan nie. Ek gaan nie in die redenasie ingaan van moet jy nou sê Jesus of Yeshua of moet jy sê Yahweh of God. Daar's genoeg mense wat moeite doen en werk doen rondom dit. Ja, ek glo nie dit is wat die idee is van hierdie nie. Al kan jy hierdie net sit en luister in jou voertuig terwyl jy bestuur, dan het jy ten minste iemand wat die Bybel vir jou lees. Dis nie sy opinie of snaakse goedjies wat hy byvoeg nie. Daar sal wel hier en daar, sal ek vir julle my perspektief daaruit uithaal. Maar dit is net vir my belangrik dat julle wel dan nou die Bybel van die boekrak afhaal. En om weer begin lees, vir al die mans, wees die leier in jou familie, die geestelike leier, en om 'n leier te wees, beteken jy moet meer weet as die res. Dit is net so eenvoudig. So ja, mense, dit is die idee van die reeks. Ek gaan maar deurdruk met hom. Ek kan nie vir julle sê hoe lank en hoe groot die video's gaan wees nie, of die stemnotas nie, want ons moet tog al die boeke deurwerk. Ek sal vir julle ook 'n paar verwysings gee in die Bybel self, wat ons nou maar opgetel het. Ek het nou al so 'n paar keer deur die boek gelees, maar soos ek sê, elke keer as ek hom lees, dan leer ek maar iets nuuts. So mense, dis maar 'n idee van hom, so die volgende een sal nou volg met die eerste deel wat ons sal begin met Genesis. Ek sal ook sê, ek dink is die 33 vertaling waaruit ek gaan lees. En ja, so mense, ek hoop dit vind aanklank. Ek wil nog net een ding byvoeg, voordat ek klaar maak. Mense, ek dink een ding wat ons baie vinnig gaan moet besef, is daar's nie net een persoon wat die waarheid het nie, of wat alles weet, of alles reg het wat in die woord staan nie. Ons moet besef,
laat ons almal bymekaar kom en daai ou bring 'n bietjie waarheid, daai ou bring 'n bietjie waarheid, daai ou bring 'n bietjie waarheid, dan gaan ons 'n beter idee hê van die volle waarheid. En neem nou maar kennis, dis soos wat daar ook in die Bybel staan, as die Vader se seun terugkom, dan gaan dit op ons harte geskryf wees. Dan gaan ons nie hoef te bekommer oor wat is wie en wie is wat se naam ensovoorts nie. Dis vir my belangrik, laat ons die konsep verstaan, soos ek sê, en ek het nie 'n probleem met either or, of jy jy weet, sê Jesus of Yeshua nie. Dit is iets wat jy nog 'n pad moet stap en tot die besef moet kom, watter een is die regte een. En dit is wat dit is. Dis hoekom ek sê, dit is nie vir my belangrik nie. Ek dink daar's genoeg mense wat leringe en goeters daar buite het oor dit. Maar al wat ek wel wil doen is, al lees ek net die Bybel vir jou en jy kan daai stukkies luister. Ek gaan wel vir julle sê, ek is nie die beste leser nie, so daar mag dalk 'n bietjie gehakelry wees tussenin. Maar ja, ek dink dit gaan ook dalk bietjie help, laat mense beter kan hoor, as wat hulle partykeer moet. Okay julle, aan die eerste video of stemgreep sal dan volg.